se onbeskaamde, loutere, onverdinde malligheid. Die Duitsers is mal, dit weet ons al lankal. Maar lyk my hulle het heeltemal nou die pad byster geraak. En ons love it! Daar's nou 'n magtige V10 hier agter wat klink asof hy iewers langs die pad vir Ramstein ingesuig het. Dis 'n maalkakofonie van 10 silinders wat besig is om absoluut bos te gaan teenoor die ander kant 8000 rpm en dit is sommer 'n oogwink. Dit klink soos die tipe ding wat jy eerder in 'n kar soos 'n Lamborghini Gallardo sal kry of so iets, maar definitief nie in 'n Audi nie. Maar dan weer is hierdie eintlik 'n Lamborghini engine. Behalwe Lamborghini behoort nes Audi aan Volkswagen. So streng gesproke is hy eintlik 'n Volkswagen engine. Die punt is egter, hierdie is dieselfde Volkswagen engine wat in die Gallardo gebruik word. Die een wat aanvanklik deur einste Audi juis vir die Gallardo ontwikkel is. Behalwe in die Audi verwys die bemarkingsmense graag na sy FSI tegnologie, dieselfde tegnologie wat 'n mens ook in 'n string ander Audis kry. Die eerste weergawe van hierdie mal kragbron het 368 kW se krag gelewer, maar in die nuutste Gallardo het hy aanderkant 400 kW. So, hoeveel het hy? Dis eintlik heel akademies, want die feit is hy het genoeg kilowatts. Okay, ons kan vir julle die detail gee en sê dat hy 386 kW se krag, 530 Nm se wringkrag. Ons kan ook sê dat hy het 3.9 sekondes nodig om van 0 tot 100 te kom. Ons kan praat oor sy quattro stelsel en so aan, maar dis nie eintlik nodig. Aan die een kant is die V10 weergawe net 'n half sekond vinniger van 0 tot 100 as die V8, wat op papier nie juist dan vreeslik baie klink nie. Maar in die praktyk is daai halwe sekonde 'n ligjaar. 'n Enorme sprong in krag vooruit wat net nie ophou nie. Reg deur die toere. Hy trek en trek en trek net. Die grootste kritiek teen die V8 weergawe was nog altyd dat hy nie heeltemal vinnig genoeg was om by sy eie looks te pas nie. Meer blaf as byt. Wel, die V10 is meer as net vinnig genoeg. Hy is so vinnig dat 'n mens regtig moet begin wonder of hy dalk nie 'n beter koopie is as 'n Gallardo nie. En nou pas sy verrigting 100% by sy bultende buitekant. En dit verduidelik sommer terselfdertyd hoekom die V10 nie juis van die V8 verskil wat stelering betref nie. Want Audi het niks niets gedoen nie. Hulle het net 'n fout aangespreek wat die engine betref. So daar's geen rede om nou ekstra vinne of vlerke by te sit nie. Die probleem was met die engine gewees, nie die bakwerk nie. So, toe fix hulle die engine. Jy sal wraggies mooi moet kyk om die eenvoudige V10 kentekens op die kante raak te sien, of die effens groter wiele. Daar's ook 'n paar klein veranderingkies aan die stampers, asook die LED voorligte. Maar in die geheel lyk die R8 V10 en die R8 V8 amper presies dieselfde. Aan die een kant voel ons dis jammer, want die V10 verdien om meer flashy te wees, meer van 'n entrance te maak oral waar hy gaan. Maar aan die ander kant verstaan ons ook dat die R8 lyk soos hy lyk, beeldskoon. En jy kry mos nie iets soos beeldskoner nie. En tog is die R8 nie heeltemal sonder foute nie. Sy binneruim byvoorbeeld is pragtig en gerieflik en verbasend prakties vir 'n supermotor, maar hy's nie regtig spesiaal genoeg vir motors soos die nie. Sure, hy het klomp lieksede en hy's sportief en als. Dis net, jy raak te gou gewoond daaraan. In 'n motor soos hierdie soek 'n mens daai surprise and delight faktor. Iets wat jou elke keer laat glimlag wanneer jy inklim. Net omdat dit vir jou mooi is. Kyk, die R8 se binnekant is awesome, sure.
Maar na 'n ure wat agter die stuur dan voel alles bekend. En dan besef jy wat dit is. Dis die stuurwiel, wat jy as opsie op baie ander Audi's kan kry. En die sitplekke wat baie lyk soos die in die RS4. En die navigasieskermpie wat presies dieselfde is as in al die ander Audi's. En die MMI se knoppies en die materiale en die afwerking en selfs die reuk. Hierdie Audi is amper te Audi, maar nou kla ons oor iets wat heeltemal subjektief is. Dalk hou ander mense baie van die binnekant en is ons net 'n spul ou vrouens wat iets soek om oor te kla. Maar as ons nou gaan kla, kom ons kla behoorlik. Hierdie R-Tronic radkas, geldmors. Want as jy hom in outomaties ry, dan voel dit vir jou as jy vir jou met 'n backseat driver beklei. Ry hom in manual met die flappe agter die stuurwiel, dan voel dit vir jou asof jy jou kop wil afkap elke keer as jy ratte wil verwissel. So ry wissel vrek vinnig ratte, veral as jy terugskakel, maar wie gee om as dit so ongemaklik is? Nee wat, volg nou maar ons raad en spaar vir jouself die R45.000 wat die spul ratte jou ekstra kos en kry vir jou die handrat weergawe. Dan kan jy liewer daai geld vat en dit blaas op koolstofvesel vir die binnekant en die engine of parkeerafstandbeheer of so iets. Maak vir ons baie meer sin. En dit bring ons by die prys. Die V10 kos net kort van R2 miljoen, so R500.000 meer as die V8. Maar vir jou R500.000 kry jy darm meer as net die 2 ekstra silinders en 'n half sekonde vinniger tot by 100 km/h. Die V10 kom standaard met satellietnavigasie, sowel as 'n Bang & Olufsen klankstelsel, Napa leer en sitplekverwarmers. Al daai goed saam is omtrent R100.000 werd. So eintlik betaal jy net R400.000 ekstra vir die 2 ekstra silinders. Maar is dit die ekstra geld werd? Ja, dit is. Die R8 V10 is hoe die R8 van die begin af moes gewees het. So vergeet die R8 V8, vee dit uit jou gedagtes uit. Die V10 is die een wat jy moet hê. Op 'n manier voel dit selfs meer spesiaal as 'n 911 Turbo. Of selfs 'n halfboetie die Gallardo. Ek weet nie wat dit is nie. Maar hierdie Audi. Hierdie Audi is iets spesiaals. Hy is beter as wat 'n Audi behoort te wees. As hierdie 'n Lamborghini of 'n Porsche was, sou almal nog steeds gedink het hy is die bul se knie. Maar die feit is, hy is 'n Audi. En alhoewel Audi al baie goeie produkte gebou het in sy tyd, legendes selfs, is daar maar min kans dat hulle ooit weer enige iets soos die R8 sal kan maak. Die V10 is die kersie boop en ons dink hy is een van die heel beste motors van alle tye. Dis hoe goed hy is.